gebed van sy pa en die woorde wat hom sal bly dra. As jy val, val op jou knie. As jy breek, probeer weer alles te sien. Was gebreek vir jou, ek sal jou staande hou. Goeiedag. Ons lees weer vandag uit Hosea 11. Ek sê weer, want ek het in die afgelope 2 weke nogal redelik by hierdie teks stil gestaan. Maar hier is toch iets kosbaar in wanneer ons praat oor beginne. Hosea 11, vers 1 tot 5. Dis God wat hier praat en dan sê hy, toe Israel nog 'n kind was, het ek hom al lief gehad. En ek het hom my seun uit Egipte geroep. Maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat en vir die Baals gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring. Ek self het Efraim leer loop. Ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dat dit ek is wat vir hulle sorg nie. Ek het hulle met sorg en liefde gelei. Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig as dit die trekdier skaaf. Ek het na Efraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee. Want ek wou nie hê dat hy weer na Egipte moet teruggaan nie, of na Assirië, of dat Assirië oor hom moet heers nie. Maar Efraim het geweier om hom te bekeer. Hier lees ons van 'n God wat begin. Die hele wonderverhaal van Israel. God het dit begin. En dit is 'n uitstaande kenmerk, of seker die uitstaande kenmerk van God, is dat hy begin. Hy het die wêreld soos ek en jy dit vandag ken, begin net op 'n baie beter manier dan ons het dit vreeslik bederf in al die eeue. Maar hy het dit begin. In die begin was dit woes en leeg, nee, en was die aarde onbewoonbaar, leer in Genesis. En toe kom God en hy begin hierdie tuiste van ons. So het God begin met Israel. En hy begin so mooi. Hy dra hulle, hy leer hulle loop, hy sorg vir hulle. Lees net al die mooi dinge wat hoe hy met hulle begin. So God begin altyd. Die ding is net dat ons moet antwoord. Wanneer God iets begin, moet ons antwoord. Ongelukkig het ouens soos ek in die weermag geleer, jy volunteer vir niks. Jy steek nie jou hand op vir enige iets nie. Jy meld nie uit jou eie uit aan vir enige iets nie. En ongelukkig bestaan daar nog so iets, so 'n gees van nie aanmeld nie, nie reageer nie, by ons mense, vandag nog. En God het soveel wonderlike dinge in jou en my lewe begin. Die wonderlikste ding wat hy begin het, is die uitwerking van sy genade deur Jesus Christus in jou en my lewe. Toe hy gekom het en ons gered het, nog voordat ons hom geken het, nog voor ons hom kon geleer het om hom te aanbid, het hy ons sondes kom vergewe. Het hy ons vrygemaak. Het hy vir ons kom genade op genade skenk, soos Paulus dit sê. Maar wat is ons reaksie? Ons moet antwoord op God se begin. As jy hierdie selfde Hosea 11 vers 10 en 11 lees, dan wys God so ietsie vir hulle van hoe dit sal wees as hulle net wil reageer. Vers 10. Hulle sal die Here volg. Hy sal brul soos 'n leeu en wanneer hy brul, sal sy kinders vol ontzag uit die weste kom. Vol ontzag sal hulle soos voëls uit Egipte vlieg en soos duwe uit Assirië. Ek sal hulle na hulle neste toe terugbring, sê die Here. Die Here wil hê dat daar moet klaargemaak word. Dat daar moet vreugde wees. Nuwe veiligheid. Maar dan moet ons antwoord op wat God begin het in ons. Ons wêreld het dit verleer. Ons begin ons eie dinge en gaan daarmee aan en sit al ons energie daarin om af te handel wat ons besluit het is goed en reg.
God het 'n ander plan begin. Die plan vir die redding van die hele mensdom. Want ons leer ook in die skrif dat God sê, dis nie sy wil dat een sondaar sal verlore gaan nie. Daarom het hy genade begin. Hoekom is daar so min van genade sigbaar in ons wêreld vandag? Is omdat ons nie hand opsteek en antwoord op die genade nie. Kom ons begin so gou as moontlik om te antwoord op genade en met genade. Shalom. Onbestydelik in sy oor, hoe moet mens dit dan nou glo? So seun voor ons staan met sy hand in sy hand, kom ons buig weer ons knieë vandaan. En onthou elke skemer gebed wat ons bid, en die woorde wat ons sal